So as 'n brug na die preek toe, wil ek hê jy met hierdie volgende 2 liedere parkeer in jou gedagtes. Go tell it on the mountains, over the hills and everywhere. Go tell it on the mountains, that Jesus Christ is born. En dan die ander een, 'n kind is gebore, loof die God van liefde, hy kom ons verlos, hy is wonderbaar. Raadsman en sterke, God en vos van vrede, kom buigens bly aanbid. En julle ons altyd so kinders was so sag gesing en dan al hoe harder gesing. Want hierdie 2 liedjies bevat eintlik die onderliggende boodskap van vandag. En dit is go tell it on the mountains and go live it. So gaan vertel dit en gaan leef dit. Dis die boodskap van vandag. So wat moet ons gaan vertel? Dat Christus Jesus is gebore en wat moet ons gaan leef? Hierdie titels. Dat mense van jou sal praat as die wonderbare raadsvrou of die wonderbare raadsman. En dat hulle van jou sal praat wat in die naam van die sterke God leef, optree en 'n voorbeeld is. En dat hulle van jou sal praat as die vors van vrede. Daarom, ons gaan hom weer uithaal, kom net iewers te parkeer. Baie welkom by die 3de preek in ons Jesaja reeks. En omdat ons al die Kersliede gesing het, is omdat baie van ons Kersliede kom hier uit hierdie profesie van hom. En die 3 verse waar dit gaan is die ene, Jesaja 9 vers 1, waar hy profesie gee, 'n seun is aan ons gegee, en hy sal heers vir ewig. En hy sal genoem word, wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader, vredevors. En hy sal sit op die troon van sy voorvader Dawid vir ewig. Dis die teks wat ons vandag gaan hanteer. Ons ken dit, ons sing dit, in klomp van die Kersliede kom dit voor, elke Kersfees sing ons dit, en vandag wil ek vir jou kom probeer vertel wat dit is wat jy sang. Want ons sing in die woorde, en ek weet nie of ons weet wat dit beteken nie. Maar dan wil iets erger gebeur as dit. Ek wil hê dat ons dit op daai 6de vlak lees van hoe jy goed lees. Jy het ons net kennis, en dan is dit op 'n geloofsvlak, 'n ervaringsvlak, en dan op die vlak waar jy sê, maar ek wandel saam met u, en dan tot op 'n vlak waar jy sê, ek is lief vir u. Maar ek wil hê ons dit op die diepste vlak lees, die 6de vlak, is dat ons sê, ek word ook een met u. En jy gaan vandag sê wat hierdie teks aan jou doen, as jy een word met God, dan gaan jy besef, dat jy is gebore om 'n geskenk vir die wêreld te wees. Jy is die een wat hierdie titels op jou neem, van die vredevors, die wonderbare raadsman. Jy is een wat optree in die naam van die ewige, almagtige God. En jy is die een wat vir ander sorg, soos die Vader vir jou sorg. Jy titels is jou titels. Ons het nie net die titel van Christus nie, dat jy 'n Christen is nie. Jy het ook die titel dat jy 'n wonderbare raadsman of raadsvrou is. Okay, hierdie ding moet met ons gebeur. So wat eintlik moet gebeur is dat die titels wat Jesus gekry het, daai mantel, wil hy eintlik vir jou gee. En dat jy hom vandag, soos ek hierdie enetjie nou sal vat en om my sal bind, dat jy daai mantel van wie hy is, dat hy die geskenk is, dat hy ewig gaan regeer, en ook dat jy die wonderbare raadsman is vir ander mense, en dat jy die ewige Vader is vir ander mense, en dat jy die vredevors vir ander mense is, en dat jy in sy mag optree, dat jy die manteltjie sal vat. Okay, dis wat vandag moet gebeur. En daarmee saam, wil ek hê jy moet verstaan, as jy dit kan doen, dan gee jy eintlik daarmee ook die mantel vir jou kinders aan. Sodat hulle dit vir hulle kinders kan gee. En is omdat jou ouers dit gedoen het, en hulle grootouers het gedoen het, en die disippels het gedoen het, en Paulus het gedoen het, jy vandag hier sit. Ek wil hê jy moet dit verstaan. Hierdie waarheid wat jy vandag gaan beleef, is 'n baie kragtige waarheid. Nou, dit verwys terug na 800 jaar voor Christus, die een gebeurtenis, toe Elisa die groot profeet was. En toe hy weggaan, toe hy 'n jongeling, Elia was 'n groot profeet, en hy het 'n jong student gehad, Elisa. En toe sy tyd is om te gaan, toe sê Elisa, ek wil vir jou een ding vra, dat jy vir my 'n dubbele
deel van jou gees sal gee. Dat die gees wat in jou is, ook in my sal wees. Toe sê ek sal dit vir jou gee. En toe hy weggaan, hy het ons met die vuur waar hy opgaan, toe vat hy sy manteltjie en hy gooi hom so af. En daar het Elisa toe Elia se mantel gehad. Dieselfde ding het 800 jaar daarna gebeur toe Jesus net voor hy opvaar na die hemel, toe sê hy vir die disippels, al die mag wat aan my gegee is in hemel op aarde, gee ek nou vir julle, my disippels. Julle moet daai mag vat en in my naam met julle mense gaan disipuleer. Alles onderhou wat ek vir julle vertel het, hulle doop, sodat hulle dieselfde kan doen om disippels te wees. Gaan nou die manteltjie. En vandag wil ek hê dat jy dit op 'n ander vlak moet beleef, want ons lees in hierdie gedeelte. Dus die Here praat ons die Bybel so oopmaak, praat hy met ons. Soos julle met my. OK, maar voor ek die twee gaan doen, julle verduidelik en julle vertel wat dit beteken. Ek kan eintlik vertel kan jy verstaan wat beteken daai titels as jy dit nie het nie. So ek sien uit om dit vir julle te verduidelik. Wil ek eers vir julle net vertel weer hoe Jesaja werk. Want dit is 'n boek wat ons nie baie goed ken nie. En vir die vele wat die eerste keer is nie 'n lang inleiding nie, dis net hierdie beskrywing daarvan. Okay. So ons noem die reeks Jesaja se tydsreise. Want as jy Jesaja gaan lees, hy het so 700 jaar voor Christus geleef. En toe dit sleg gegaan, is nog voor dis in die koning Osia se tyd gewees. En dis 'n tyd wat baie sleg gegaan het met die volk voor die wegraping, of nie die wegraping nie, na Babylon plaasgevind het. Dan vat die Here hom en hy wys vir hom twee goed. Die straf wat daar gaan wag op die volk. Hy het gesê hulle gaan weggeneem word Babylon toe. Hy sien hoe dit gebeur. Daar gaan niks in die land wees nie, die huise gaan leeg word. Maar hy sien ook hoe hulle terugkom. En hy sien ook hoe Egipte gestraf gaan word en al die volke wat teen God opstaan, en dis maar net soos dit was voor eintlik met die toring van Babel. Hy wys dit vir hom, maar die ander ding wat hy vir hom wys. Hy wys vir hom die hoop. Hy wys vir hom die geboorte van Jesus. Hy wys vir hom die kruisiging. Hy wys vir hom sy opstanding. Dit is eintlik ongelooflik. So as ek daaraan dink, dan lyk dit vir my asof wat God staan buite tyd. Ons het dit net nou gesing. Ek en jy leef op die aarde, tyd, ruimte, materie, maar God is daar buitekant. Hy sien jou lewe van buite. Hy's God. Hy's nie 'n mens nie. En wat hy blyk my met hom gedoen het, is, ek sal hom eendag vra as ek nou in die hemel kom. En toe 'n student eendag vir die professor gevra, en as hy nou nie daar is nie, dan sê dan vra jy hom maar, okay, verstaan jy, maar ek gaan hom vra. Maar lyk vir my hy het dit gedoen. Hy het hom buite tyd gevat en dan het die aarde gespin en dan stop hy die aarde op 'n bepaalde plek by van hierdie plekke. Want as hy sê aan ons is nie sal 'n seun gegee word, 'n seun is vir ons gegee. Hy beskryf dit fisies net hoe dit gebeur. Ongelooflik interessant. En hy wou daarmee eintlik vir die volk hoop gegee het, dat daar 'n beter tyd sal kom. 'n Tyd dat die Messias daar gaan wees. Nou ek en jy, waar staan ons? Ons staan in 'n tyd na hierdie gebeurtenisse. Ek bedoel, ons is so baie Jesus se geboorte, dit wil sê ja, 0, ons lewe eintlik 226 jaar na 226 jaar na Jesus. En ons het sy lyding gesien, ons het sy opstanding gesien. Ons is bekend hiermee. Ons vier dit elke jaar. Maar ek en jy leef nie eens meer in daai tyd van Jesus nie. Ons leef in die tyd van die Heilige Gees. Ons leef nie eens in die tyd van die evangelies nie. Ons leef in die tyd van Handelinge, in die tyd van Openbaring. Dis waar ons leef. En hier waar ons leef, kyk ons daarna en ons leef eintlik die hoop. Ons beleef die hoop. Maar ons is ook een met Christus en daarom, omdat die Gees in ons bly, is ons heeltemal anders as daai mense. Ons is heeltemal anders as Jesaja. Ons weet dit, ek laat vir julle vertel dat jy hoop om Dubai te kom, nou is jy. En jy is al lank hier. Dus jou kinders ook al het, verstaan jy? So, nou kan ons gaan om te sê, in die boodskap vat, go tell it on the mountains. Ons het dit beleef. Ons was daar. And live it everywhere. Jy gaan dit vertel, en jy gaan daai titels gaan jy op jou hou, en dis die twee goed wat die lied vir ons wil sê. Ek wil net voor ek voortgaan, wil ek hierdie ding vir jou sê. Ek het interessant hoe ek het bekyk het nou. Hierdie boodskap wat jy vandag gaan kry. En miskien het jy dit al gehoor, miskien het jy nog nooit gehoor nie, van die mantel wat na jou te kom nie. Is vir jou, wat hy kom die jou van Jesaja, die Jesus en die Heilige Gees, kom het vandag na jou. Hy gaan praat met jou vandag. Hierdie boodskap is vir jou, bewaar vir 2800 jaar. Want, hy het geleef 784
70 jaar voor Christus het hy die eerste woord gekry. Jesaja. Ons leef nou 2026 jaar na Jesus. Ja, hy by mekaar tel, dis my somme verkeerd, is dit 2800 jaar. Hierdie is 'n baie spesiale boodskap. En ek wil hê dat jy diep in jou hart sal bære en dit oordink. Ek gaan hierdie ook vir jou uitstuur. Ek gaan in die week wat kom die preke tot nou toe uitstuur, maar hierdie een veral wil ek hê moet jy bedink, lees, bedink. En elke Kersfees as ons die liedere sing, dan moet jy terugvat soontoe. Dis wat ek wil hê met jou gebeur. En tussenin moet jy go tell it on the mountains, go live it everywhere. Okay, is dit reg? Goed, hier gaat ons. So ek het vir julle die inleiding gegee, nou gaan ek vir julle verduidelik wat die profesie beteken, en ek wil vir julle verduidelik hoe hy dit gekry het. Want waar kom hy daaraan om dit te noem? En so het dit gebeur. Toe hy baie reis gaan, en hy kom daar by Jesus se geboorte, toe hoor hy, daar sing engele. Daar het eers 'n engel gepraat, wat gesê het, kyk, julle moenie bang wees nie, ek bring vandag vir julle 'n groot blydskap met baie goeie nuus. Die verlosser, Jesus is gebore, in die stad van Dawid, Bethlehem. Onthou vir 400 jaar was dit stil gewees. God het met niemand gepraat meer nie. Maleagi was die laaste een in Jona. En nou praat 'n engel. En voor dit het hy gehoor hoe die engel eintlik so 9 maande voor dit met Maria praat en met Josef praat. Hy het dit ook gehoor. Maar hy hoor hierdie by sy geboortenag, dan hoor hy dit. En dan is daar engele klomp wat sing, Here aan God, Here aan God, en die hoogste, en die hoogste, en die hoogste, vrede op aarde, vrede op aarde, vir die mense welbehae. En dan sê die engel, en julle sal gaan en julle sal 'n kindjie vind, dis die teken in doeke toegedraai, en dan gaan hulle. En hulle kom by hierdie kindjie wat in doeke lê, teen in 'n grot gewees. Naby waar hulle was. En dan gaan hy terug en hy gaan skryf op. Vir ons is 'n seun gebore, aan ons is 'n seun gegee. Jesaja 9 vers 1. En dan sien hy hoe Jesus as hy 30 jaar oud is, dan word hy gedoop. En nadat Johannes die Doper hom gedoop het, dan kom die Heilige Gees op hom af. En dan sê daar 'n stem uit die hemel, dit is my seun, in wie ek welbehaag, vir wie ek baie lief het. Luister na hom. En van daai dag af het die mense geluister. Nikodemus kom na Jesus toe na hy gepreek het. Hy was 'n groot leermeester wat alles geken het, en dan sê hy vir hom, wie is jy? Nog nooit het iemand met soveel mag en gesag en wysheid gepraat soos wat jy praat nie. En dan sê hy vir hom, die Vader het julle so lief gehad die wêreld dat hy sy enigste broer seun gestuur. Dis wie ek is die seun van God. So die wat in my glo nooit verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. En dan weet ons, Jesus doen die bergpredikasie, hy vertel omtrent 34 gelykenisse, hy doen die wonderwerke, en wat leer hy vir hulle van die koninkryk van die hemel wat weer gekom het? Dis sy boodskap wat hy vir hulle gee, of die ewige lewe wat mens nou al kan hê. En dan gaan hy terug en hy gaan skryf, en hy sal genoem word die wonderbare raadsman, Jesaja 9 vers 5. En dan sien hy hoe Jesus opstaan uit die dood. Hoe oorwin hy hierdie ding wat mense se Moses was, en seker is in hulle lewe lang bang vir die dood. En hy staan op, en hy sien hoe Jesus later gaan sê, ek is die Pantokrator. In Openbaring 1 vers 8 en 9, en dan sê hy, Jesus sê, ek is die eerste wat uit die dood opgestaan. En hy sê vir Johannes, jy moet nie bang wees nie. Ons het nou die dag in die troonreeks daarna gekyk. Hy sê, ek is die heerser oor die heelal. Ek is die een wat dood was, en kyk, ek lewe. En ek het die sleutels van die doderyk besit ek, sê Jesus vir hom. En dan sien hy hoe Paulus sê vir sy mense, en self besef, as jy saam met Jesus sterf en opstaan, dan is jy 'n nuwe mens. En hy onthou wie Jesus van Martha gesê het, onthou as jy my glo en jy is in my, is een met my, sal jy nooit sterwe nie, jy sal vir altyd lewe. En hy weet is waar, dan gaan sê hy, en hy sal genoem word, magtige God. En dan sien hy hoe Jesus met die kindertjies werk. Hoe hy met hulle sit en speel, toe die disippels gesê het, hy is moeg.
Dan sien hy hoe Jesus na die vrou wat in bloedvloeiing lê en net aan sy mantel gevat het, omdraai en by haar gaan sit. En hoor hoekom het sy het gedoen. En vir haar sê, jou geloof het jou gered. En dan sien hy hoe Jesus die vrou wat hulle vir hom bring, wat op oorspel gepleeg het, sê, gooi haar dood as jy bees 'n klip wil gooi, jy het geen sondes nie. En dan sê vir haar, gaan hy nie. En hy sien hoe sy, in elke disipel sê, nik, maar veral Thomas het met sy kop dink, sê, ek kan nie glo dat hy opgestaan het, en dan sê hy, Thomas, kom druk jou vinger hier in my sy. Hy sê nie vir hom, kom is jy ongelowig en klei, hy sê, kom druk hom hier in. Want hy sien, hy sorg vir die kinders, soos die Vader nog altyd vir die mense gesorg het, en hy gaan en hy skryf, hy sal genoem word die ewige Vader. En dan sien hy hoe Jesus sterf aan die kruis. En hoe sy kruis 'n brug word na God toe. En Paulus sal later sê, het Jesus alles weggevat en hy het ons versoen met God. Maar hy sê, die brug is ook na mekaar toe. En Paulus sê, Jesus het ons ook versoen met mekaar. En as iemand jou kan vergewe in Christus, soos God jou vergewe, 70 maal, 7 maal, dan kan jy weer by mekaar uitkom. Jy hoef nie weer besigheid te doen, nie. Maar jy is nie kwaad meer vir mekaar nie, die haat is weg. En dan gaan hy en hy skryf, Jesaja 9 vers 5, en hy sal genoem word Vredevors. En dan sien hy in Openbaring hoe Jesus op die troon sit van die Vader, saam met die Vader. En dan hoor hy hoe Jesus vir die mense van Laodicea, hy sê vir Johannes, jy moet vir hulle dit sê, ek sit saam met my Vader op die troon, omdat ek die oorwinning behaal het. En dan gaan hy terug en hy skryf, en hy sal op die troon van sy Vader, sy voorvader Dawid sit, vir ewig. Die Jode dink Jesus gaan kom, die Messias gaan kom, en hy gaan in Jerusalem op die troon van Dawid sit vir altyd, hulle sal vir altyd daar wees. Dis nie wat ons sê nie. Dis nie wat hy gesien het nie. Hy het klaar gekom, hy het opgestaan, hy het opgevaar na die hemel toe, en hy sit aan die regterhand van God saam met hom op die troon, en hy heers oor die kerk. Dis waar die titels vandaan kom. Want Jesaja kon tussen tye kon hy gaan. Dis nogal mooi, nee. Nou is die gevaar dat ons hierna kyk en dit op hierdie net 5 van die 6 vlakke lees. Byvoorbeeld, ons sal sê, ons het kennis daarvan, nou weet ek wat beteken Vredevors waar het vandaan kom. Ek glo ook, dis waar, Jesus het vir my sondes gesterf. Hy het vir my toegang na die Vader toegegee. Ek sal sê, ek beleef dat God my vergewe het vir al my sondes. En daar's niks wat my weg neem van hom af nie. Ek kan enige tyd met hom praat. Selfs wandel ek in die vreugde saam met hom. Dat ek vergewe is. Ek verstaan dit 100%. Ek hoef nie soos die moslems en die Jode goeie werke doen om my God te kom nie. Ek is vrygemaak. Ek verstaan dit. Ek verstaan ook dat, en ek is ook op die vlak dat ek God lief is vir daai geskenk. Ek wil, weet jy hoe voel dit om heeltemal vergewe te wees van iets wat jy gedoen het? Jy weet hoe dit voel. Dis dankbaar as iemand jou net sê, ek vergewe jou. En jy het 'n liefde vir daai een om dit vir doen, jy beleef dit. Maar ons is nog nie op die vlak van eenwording met hom, en dis die diepste vlak. En as jy op daai vlak kom, en dis ook wil jy moet dit vandag lees, dan gaan dit oor die mantel wat jy gekry het, om te verstaan, jy is nou die wonderbare raadsman, jy is nou die wonderbare raadsvrou vir ander mense om jou, vir jou kinders, om hulle te leer van die goddelike wysheid, en dat hulle ook by jou sien, en dat jy het ook gaan vertel vir ander mense, van die groter wysheid te goed werk, dat Jesus kan jou raadgewer wees deur die Heilige Gees, en dat jy met 'n goddelike wysheid vir mense raad gee en dit leef, dan is jy dit. En kan ek net vir jou vra, hoekom? Want die Heilige Gees is by jou, so jy weet, as ons kinders doop hier by ons, klein of groot, dan sê ons, dis 'n simbool van klomp goed, dat Jesus jou sondes afgewas het, maar ook dat die Heilige Gees klaar in jou bly. Dis eintlik soos 'n decoder wat in jou ingeplant is, soos wanneer die stasies opkom, en jy begin die Bybelversies lees, en die stories vir jou, ma en pa vir jou vertel, dan begin jy verstaan waaroor dit gaan. Presies wat ons by die mossies, die valke en die arende doen. En met die Rabboni klas, en hier doen. Jy beleef vir die Heilige Gees, die woord word lewendig vir jou. So lewendig, dat jy later verstaan die woord is in jou. En verstaan dat die opdragte wat jy daar kry, jy vir ander moet gee, en dis dan wanneer jy gaan, and you tell it on the mountains, over the hills and everywhere, that Jesus Christ is Lord.
en jy rus jou toe, wat jy die Heilige Gees verstaan jy, so word jy die wonderbare raadsman. Dis eintlik wat op jou graf moet staan eendag, is my ma was 'n wonderbare raadsvrou gewees. Ja, en dan tree jy op soos iemand wat in die naam van die magtige God leef op aarde. Wie se kragtige werking, wat Paulus sê, wat in ons werk deur die Gees, dieselfde krag as wat Jesus uit die dood uit opgewek het, sodat as jy op die sterfbed lê, is jy nie bang vir die dood nie. En vat jy die siekte aan met alle mag en krag wat jy het, en jy weet, dis genade, maar ek sal sy hand vashou, dat hy oral is en ek is nie bang nie. En as iemand doodgaan, huil ek nie soos iemand wat nie hoop het, en jy gaan uit jou pad uit om die swakkes, tannies, kinders, ooms te help. En jy laat die Gees jou toelaat en jou te bemagtig en jou die passie te gee, sê Jesus as hy beloof dat die Heilige Gees gaan kom, in Handelinge 1 vers 8, dan sê hy sal vir jou kom, en hy sal vir jou passie gee om to go tell it on the mountains. En as jy dit nog nie het nie, moet jy vir jouself vra of jy die Gees nie toehou binnekant nie, as die deur wat hy klop sê, ek wil inkom in gemeenskap met jy, dat jy hom uithou. En dis dan, as jy op daai vlak lees, dat jy weet, jy dra die eienskap van hierdie ewige Vader. Dat mense wat na jou kyk, sê, jy sorg vir die wat aan jou toevertrou is, jou kinders, op 'n geestelike wyse. En die kinders van ander mense. En nie net hier nie, ook groter mense, jy's 'n herder vir groter mense, dis hoekom ek so trots is op julle oor die Sereboom groepe. En dan het jy daai eienskappe, en mense sal sê, jy is soos die Vader vir ons. En dan, as jy dit op daai vlak lees, dan besef jy ook jy's die vredevors. Jy's nie net die produk en die lekkerte daarvan en wandel saam met hom wat dit vir jou gedoen het nie. Jy word 'n vredevors vir ander wat in stryd is, vrede te bring. Te bid vir vrede. En dat die ewel uitgewis word as dit daar is. En jy's ook daar om vir ander te vertel van die vredevors, want jou middelnaam is Immanuel. En dan weet jy regeer nou al saam met Jesus in hierdie koninkryk wat ons die Mandorla noem. Maar jy sal vir ewig saam met hom op die troon ook sit. Want dit het hy gesê in Openbaring 3 vers 21. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal saam met my op die troon sit. Net soos ek die oorwinning behaal het en saam met my Vader op die troon sit. Wat is die oorwinning? Dis 'n oorwinnende lewe. Jesus het die oorwinning behaal. Ons leef in die oorwinning. Ons het die mantel gekry. En dit wil ek hê jy moet verstaan. Jy kry vandag, as jy het nog nooit gedoen het, die mantel by Jesus. Sê, waar kom jy aan? Ek kom hier daan in Matteus 4 vers 17, net nadat Jesus gedoop is en die bose hom verlei het, dan sê hy vir sy disippels, bekeer julle self, dink anderste en doen anders. Sien dat ek die koninkryk van die hemele, dit wat in die hemel is, dit wat in die begin by Adam en Eva was, het ek nou in julle hande kom gee. En dan doen hy die bergpredikasie. Wat sê, geseënd is hulle wat weet hoe afhanklik hulle van my is, want dan hulle behoort die koninkryk van God. Geseënd is die wat honger en dors is na geregtigheid, want hulle dors sal geles word. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Verstaan jy? Ek bedoel, dis wat hy vir ons kom sê, dat hy die mantel vir ons kom gee. En dan op 'n stadium, as hy ek geloof, vir sy disippels vra, daar by die see van Galilea, wie is ek? En dan lees ons in Matteus 16, dan sê Petrus, maar u is die seun van God. En dan sê hy, op hierdie getuienis sal ek my kerk bou. Hy sê, die sleutels van die koninkryk van die hemele gee ek nou aan jou. En as dit jou belydenis is, dan gee hy daai koninkryk se sleutels vir jou. Hy sê, vir wie jy hierdie inligting gee en die getuienis doen, go tell it on the mountains, and you live hierdie verskillende titels, dan sluit jy vir mense die koninkryk oop. En as jy dit nie doen nie, sluit jy dit vir hulle toe. Dis eintlik 'n groot verantwoordelikheid. En dan wat sê Matteus 28, net voor hy weggaan. Aan my is alle mag gegee in die hemel op aarde. Hoekom sê hy dit vir hulle? Want hy sê, nou gee ek dit vir julle. Want my gees gaan julle kom bly, het hy gesê in Handelinge 1 vers 8. Gaan julle nou met hierdie gesag na al die nasies toe en maak die mense my disippels. En waar bly ons nou? Hier in die Midde-Ooste, die middel van die wêreld. Waar toevallig, dink ek, op een slag die meeste nasies op een slag bly. Help my, is dit 79 nasies wat hier bly? Ons hoef nie eens iewers heen te gaan nie. Jy's net hier. Maar go tell it on the mountains, op die duine en oral, en leef dit net hier.
Ek bedoel, dis wat van ons gevra word. Jy hoef nie uit te oortuig nie, jy moet net getuig. Hulle moet kyk na jou en sê, jy het iets anders te. Jy het iets anders te. Dis wat Logan, van wie ek in die eerste preek gepraat het, gesien het by sy Christen vriende. Hulle baie minder as hy, maar hulle baie meer as hy, want hulle dit. En sien, so word jy die geskenk vir die wêreld. Ons almal, alle kinders vra altyd, wat is my doel in die lewe? Jou groot eerste doel is om hierdie die beeld van God te vertoon, en jy doen dit ook, as jy hierdie titels leef. En die tweede een is, jy moet vir mense gaan vertel. Dis jou doel in die lewe. Die titels lewe is ook om die liefdesopdrag te volvoer, verstaan jy? En ons doen dit deur die wonderbare raadsman en vroue te wees, deur die verlossing van die magtige God te deel en te leef, deur te sorg soos die ewige Vader vir die wat aan ons toe vertrou is. 'n Goeie pa en ma is 'n vrug wat oordra geslag na geslag na geslag heen. En die vredevors van die kruis te wees om vir mense vrede te maak en vrede te wees vir mense. En saam met hom te heers van nou af tot in ewigheid. En ek sê dit beteken go tell it and go live it. Gaan vertel dit en leef dit. En wat ek in die begin gesê, die wonderlike ding wat jy moet verstaan, as God vir ons kosbaar is, Jesus het bestaan en sê, as julle lief is vir my, sê julle my opdragte uitvoer. As julle verstaan wat ek vir julle kom doen het, ek gee vir julle hierdie geskenk. Dis 'n geskenk. Dis 'n groot geskenk. En omdat jy verstaan wat 'n geskenk is, wil jy dit aangee vir iemand. 'n Groot vriend van my het eendag vir my 'n mesbesent gegee. 'n Leatherman. Dis die beste mes wat jy kan hê. Hy het 'n tang in, hy het 'n saag in, hy het 'n skertjie in. Dis mos net die wonderlikste ding wat daar is. En ek is so dankbaar en baie lief vir hom dat hy dit vir my gegee het. En nou gister het ek vir my dogter ook 'n Leatherman gegee. Susan het nie nodig, sy het vir my behou. Maar my dogter is alleen. Verstaan jy, dis uit liefde kan jy, ek kan nie vir myself hou nie. So ek het my geld gevat vir haar een gekoop en vir haar een gegee. En dit moet jy verstaan as jy die mantel opneem. Omdat jy vir Jesus lief is en jy gee dit vir jou kinders. Dis dan wanneer jy moet voel. Okay, nie ek het geraai nie, maar ek vervul die doel van my lewe. En jy sal weet dit sal aangaan na die volgende geslagte. Want lang terug, baie lang terug, 2800 jaar terug, is daar gesê, 'n seun is aan ons gegee en hy sal heers vir ewig en hy sal genoem word wonderbare raadsman, magtige God, ewige Vader en vredevors. En hy sal sit op die troon van sy voorvader Dawid vir ewig.